Hosanna ni beli terang, Hosanna ni beli berisan, Oh bagi orang kata maka di bulan manggil, Hosanna ni beli kejauhan, Raja dia mau besar. Maka di bulan, I see
wanna find my heart. Is she couldn't find my freedom. Evil and the land. You of the sun,
Jesus, you alone. Let your glory fill this house. Let your praises fill our hearts. Let each vessel offer up to you the sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on this child, your grace abounds to me. Vamos a la forma. Oh Lord, you're beautiful.
staan. Ek dink baie maal ons staat vir die Here, want daar gebeur soveel dinge in ons lewe, daar soveel bad dinge wat gebeur, en ons bid, en ons sê vir die Here, ek is lief vir jou. En daar bly soveel dinge kom, daar is soveel dinge wat ons bekommerd maak, daar is soveel dinge wat my stres, dan bid ons, en dan lyk dit of hy stil is, dit lyk of hy nie omgee. En dis hoekom ons, julle sing baie mooi, julle sing regtig baie mooi, maar weet jy wat, dit kom net my hart nie, want ons sing omdat hulle wil hê ons moet dit sing. Want ek sukkel om vanmôre te sê, Here, ek is lief vir U. Want dit lyk of hy nie daar is nie, tannie Marie. Dis moeilik om vanmôre te sê, Here, ek is lief vir jou. Weet jy, sy liefde kan nie verander nie. Daar is 'n rede hoekom Jesus in die boot slaap. Daar's 'n rede, die daaroor praat net vir die dag. En ek wil jou challenge vanmôre, kind van God. Ek wil hê jy moet vanmôre vir hom, maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak of jy siek is vanmôre nie, dan dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Wil ek jou vanmôre challenge om te sê, Here, ek is lief vir U. En mag jy dit vanmôre, wanneer jy met jou hart sê, Here, ek is lief vir U, dat jy die hitte van sy liefde sal voel. Ek wil hier in die wees, in moments like this. Here, in moments soos waarin ons nou lewe, te midde van my stryd, te midde van my omstandighede, in this moment I would like to say, I love you. Al dink ek vanmôre, God het my vergeet, I love Him. Al voel ek hy geen stel nie belang in my omstandighede nie, al voel ek in die wêreld het my gedrop met alles vraag, I love you, Lord. Halleluja. Loof die Here. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, 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 Ek wil hê net daar waar jy staan, terwyl die musiek saam speel, sê vir hom jy is lief vir hom. Al is jy kwaad vanmôre vir die Here, baie keer kom ons sonder dat ons dit agterkom, is ons kwaad vir die Here omdat ons voel hy drop ons. Al is jy kwaad vanmôre, sê Here, ek het U lief. Daar waar jy staan, sê Here, ek bemin U met my hele hart. Bemin U met my hele siel en my hele wese, bemin ek U vanmôre. Ek het U lief met my hele hart, U is die koning
Here, te midde van ons behoefte vanmôre wil ons sê dat ons U liefhet. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Sing die Here. Singing Want kyk, al gaan jy deur die strome, is ek jou God. Al woed die storms op die see, bly ek God dieselfde, van gister tot vandag in ewigheid. Onveranderlik. Jou naam is geskryf op my handpalms, en niemand, geen storm kan dit uithaal. Waar ons vanmôre voor U staan, troue Vader in die hemel, en ons na U toe kom deur Christus Jesus, ons Here, dan besef ons die feilbaarheid van die mens. Hoe maklik kan ons nie lief hê, as ons voel, ons word nie lief gehad nie. Hoe maklik kan ons wegdraai, hoe maklik kan ons terugstaan, Here, is dit vir ons voel dat U nie vir ons omgee nie, en dis dit wat baie met ons gebeur in hierdie laaste dae. Ek wil bid, troue Vader, dat U vanmôre hierdie onverganklike liefde van God, hierdie agape liefde in ons harte sal uitstort, dat ons die hitte daarvan sal ervaar, en dat die groot naam in ons lewe verheerlik sal word. Help ons om deur die Heilige Gees te onthou dat U ons nooit sal vergewe en ons nooit sal verlaat nie. Help ons om te onthou dat U ons met 'n onverdiende liefde nodig het. 'n Liefde wat nie verwelk nie, 'n liefde wat nie tel nie, en dat U mooi naam verheerlik word. Seën ons wanneer ons op U woord sit, en ek bid dat die Heilige Gees in ons lewe lewend sal maak, dat U woord lewe en beskragtig tot in alle ewigheid. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart vanmôre welbehaaglik voor U wees, my Here en my God. Die volk van die Here sê, Amen. Baie dankie, Christus, bly.
Ek is bly dat jy vanmôre in die huis van die Here is, dat jy die moeite gedoen het. 'n Mens sou dink dat die kerk te klein is as gevolg van die omstandighede wat woon. So mense dink dat ons sou moes bid dat hulle toegelaat het daar 100 lidmate kan wees of 100 mense kan besoek. Maar die stoel is nog leeg. Dit sê vir my een ding dat die mens het gemaklik geword in baie opsigte. Mense soek nie regtig werklik na God nie. Ons sit aan ons huise, ons sit aan ons plekkies en ons worry en ons doen ons ding en ons hoop dit gaan beter word. Ek het vanmôre 'n baie moeilike woord om te bring. Ek maak vir geen oomblik verskoning daarvoor nie. Ek werk vir die Here, dit wat hy vir my sê, dit wat ek doen. Het almal 'n blaadjie gekry. Ek gaan met julle 'n reeks spreek vir die volgende 9 weke, die storm in ons lewe, of die storm wat besig is om te gebeur. Ek wil vir jou tog vra dat jy na vanoggend nie sal wegbly nie, want na vanoggend gaan jy voel, dis nie die moeite werd nie, ek gaan jou dalk depress maak. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n goeie einde. Daar's 'n goeie einde wat God leef. Maar wanneer jy vanmôre gaan luister na die woord, gaan jy daar panic station slaan en jy gaan sê, dis nie moeite werd om die Here te dien nie. Ek wil met my uitluister. Vir die volgende 9 weke tot die einde September, blyk jy dat jy elke Sondag in die kerk gewees, jy met jou plekboek, dat jy seker wees jy kan nie wees, want ek het vir jou 'n boodskap. Amen. Ek preek vanmôre en ek gesels met u uit die woord van die Here, Markus 4 vers 35, ons gaan vanmôre net oor vers 35 gesels. En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Dis seker een van die eenvoudigste verse. Miskien is dit vanmôre een van die eenvoudigste versies wat ek quoteer om oor te preek. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, in hierdie paar woorde is daar dinamietkrag. Ek wil jy met vanmôre mooi luister. En toe dit aand geword het. Wat gebeur as dit aand word, Alwin? Dan pak ons die toolboxe. Ons sit terug op hulle plek en ons gaan huis toe en ons gaan slaap. Toe dit aand word beteken childtyd. Hier is ons pastoor André wat kry hierdie middag child. Toe dit aand word. Toe dit begin donker word. Toe dit childtyd geword het, toe die son gesak het, toe dit donker begin word het. En u geweet, kind van die Here, dit het aand geword. Ek wil met daaraan dink, dit ek dit nou nie nie. Ek wil met dink daarin, dit het aand geword. Hierdie dag is verby. Daar kan niks, jy moet vir my hoor vanmôre, omdat dit aand geword het, kan daar niks verder gedoen word nie. Die dag is verby. Toe dit aand geword het op daardie dag. Wat 'n dag? Kom ons lees Markus 4 vers 1. En hy het nog gemaal by die see begin leer, dit is vroeg aan oggend. Dis in die begin van die hoofstuk. En 'n groot menigte het by hom saamgekom sodat hy in die skei geklim het en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see. Toe dit aand geword het op daardie dag, nadat Jezus, vers 2 sê, en hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle lering gegee. Dit was 'n warm sonskyndag. Die volk het langs die see op die strand gekuier, nie om te tan nie, nie om koeldrink te drink nie, nie om samies te eet nie, hulle kom luister na die meester. Die Bybel sê dat hy vir hulle gelykenisse vertel en hy het hulle geleer omtrent die koninkryk van God. Jesus het die gelykenis van die saaiër vertel, wat beteken die woord, en daaruit leer ons dat net 'n klein gedeeltjie regtig na die woord van die Here luister.
Net 'n klein gedeeltjie val op vrugbare grond. Die ken hy verhaal, né? Die gelykenis van die lamp, dat ons lig moet dra nie onder 'n maatemmer moet wegsteek nie, né? Dat ons lig moet skyn, dat dit wat verborge is, geopenbaar sal word, en die maat waarmee ons weet, ons gemeet sal word, die judge ouens, né? Die gelykenis van die saad, wat geoes moet word. Het u geweet, kind van die Here, dat die arbeiders is min, en wat sê die ander gedeelte? Die oes is ryk, die oes is groot. Het u geweet hoeveel mense daar buite die Here nog nie ken nie? Het u geweet hoe ongered Brandfontein is? Maar weet jy wat, daar is 'n storm wat kom en ons worry nie. Eintlik worry ek net oor myself. Daar is 'n storm wat kom en die oes is ryp. Geliefdes gaan verlore. Familie gaan verlore. Kennisse gaan verlore en daar's 'n storm wat kom. En ons worry nie. Hy het die gelykenis van die mosterd van die saad, dat die koninkryk van God soos 'n mosterdsaad is, en daar was vrede en kalmte en tevrede, het almal huis toe gegaan. Maar toe het aand geword. Vir die ouens wat op die strand was hulle by hulle huise, veilig in hulle huise. Maar toe dit aand word, toe dit donker word, toe sien die disippels op die water. Ek wil hê dat jy met in jou geestesoog moet jy sien hoe hierdie ouens roei nadat Jesus gesê het, kom ons gaan na die oorkant toe. Hoe roei hierdie ouens, want hulle kry ons gesê, hulle is vissermanne, hoe roei hulle aan die kant toe? Is fyn. Sonsak, stil, daar's 'n ligte briesie, en so vaar hierdie ouens oor die see van Galilea. Dit was 'n vermoeiende dag, maar die dag is nou verby. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou vra. Ek gaan nie lank preek nie. Ek wil hê jy moet vir my hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Die dag is verby. Ons is op pad oorkant toe. As dit moderne tyd was, het hulle 2 V18 motors agter die boot gehad, Awie. En hulle oor daai see, dit is maar 13 myl wyd gewees. 10 minutes dan was hulle daar gewees, waarever hulle heen wou gaan. Maar weet jy wat hierdie ouens moes roei? En ek wil jou hê dat jy vanmôre vir 'n oomblik sal imagine op jou lewensoseaan, jy self, hoe jy in jou skippietjie sit en roei. Is nog fyn, Frik, is nog fyn. Want dis kalm see, die son is besig om te sak, daar is so ligte aanwyk, alles is fyn. Het ons gedink. Het ons gedink. Maar weet jy wat, nie baie ver in nie. Toe begin daar 'n wind waai. Op hierdie lewensoseaan van jou, weet ek nie waar jy jou bevind nie. Ek weet nie hoe sterk is hierdie wind wat nou teen jou waai nie. Hierdie disippels het geluister na die woord van die Here, na die leer en geweet wat moet gedoen word om gered te word. En hulle het Christus leer ken, dit wat gedoen moes word, moes gedoen gewees het. Ek wil hê dat jy vir 'n oomblik sal dink, kind van die Here. Ek kan onthou toe ons laaitjies daar op die plaas was, het 'n tannie eendag gesê, en ek sal hy woorde in my lewe nooit vergeet nie. Sy het gesê, hierdie dag is verby en ons sal hom nooit weer sien nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie dag is verby. Toe ek vir hulle sê waaroor preek, kan ek my vrou die dag sê die Here vir my sê, dis my gesê gaan doodgaan vandag. Hierdie dag is verby. Weet jy wat? Die son het reeds gesak. En ons is op die water na die hawe van ons begeerte toe. Wat is die hawe van my begeerte? Hemel. Ek is op pad so toe.
Maar terwyl hierdie dinge aan die gou was, het daar iets gebeur. Weet jy wat sê Jesus in sy hoogpriesterlike gebed? Hy sê, ek het u verheerlik op aarde. Die werk wat u vir my gegee het om te doen, het ek gedoen. Ek het u verheerlik. Hoe verheerlik ek God? Behalwe deur hom te aanbid, is om te doen wat hy sê. Ek het u verheerlik. Die werk wat u vir my gegee het, het ek gedoen. En dit is voordat Jesus gekruisig was, toe bely hy dit dat die disippels dit hoor, u het vir my werk gegee en ek het dit gedoen. Ek vra jou vanmôre, kind van die Here, die dag is verby. Tools is gebeure, dis childhood. Het jy gedoen wat jy moes doen? Amen. Ek verstaan dis net sê, maar ek het hoor, dit pastoor het gesê, ouma Erasmus is oorlede vanoggend. En weet jy wat ek kan onthou toe my pa oorlede is, dan terwyl jy met die hartseer loop, dan dink jy by myself, hoekom het ek nie nog dit gesê nie? Hoekom het ek nie nog dit gedoen nie? En dan voel jy so minderwaardig, want jy het nie gedoen wat jy moes doen nie. Ek sê vanmôre vir jou kind van die Here, ons het nie gedoen wat ons moes doen nie. Maar weet jy wat? Die dag is verby. In hierdie dag wat verby is, het ons geleer om op die fondasie van Christus Jesus te bou, want ons is ons medewerkers van God. Ons werk saam met God, ons werk vir God. Met ander woorde, as ek 'n werker is van God, dan moet ek werk en doen wat hy vir my sê om te doen. Daarom is daar sommige apostels, profete, evangeliste en wat. Elkeen van ons het 'n roeping, die werk wat hy my voor geroep het, moes ek gedoen het. Nie nou skielik probeer as ek sien hier kom die storm, weet jy wat, die boot kan nie omdraai, kan nie terug land toe gaan nie, dit is donker. There's only one way, oorkant toe. Daar's 'n song wat ons sing, wasted years. Oh, how foolish. As we walk down this bad way of life, wasted years. 'n dag van vermoeienis wat verby is, maar weet jy wat, ons het gedink dis vermoeienis. Ons het gedink dis moeilik om die Here te dien. Ons wou nie doen wat die woord sê nie. Ons was nie getrou in ons besoek nie, ons was nie getrou in ons aanbidding nie, ons was nie getrou in ons gebedslewe nie, ons was in baie min dinge getrou gewees, kind van die Here. En nou kom ons vir 'n oomblik agter, dat die dag is verby. Wie van u en ek weet of ek môre hier is? Dit wat ek moes doen, moes ek klaar gedoen het. Jy moes klaar vir die Here gewerk het, kind van die Here. Die roeping waarmee God jou geroep het, moes gedoen gewees het. Time is finished. Kyk jou onder op die bladsy. Wat van as daar nie 'n môre is nie? Jare terug het daar 'n swart pastoor by my gekom. En sy het 'n groot neusgate gehad. As hy excited raak, dan word daai neusgate net soos 'n donkie wat jy moeg gejaag het. As hy excited raak, en wie wat het altyd vir my gesê, Pastor, never dilute the word of God with your thoughts. En wie wat ek het nooit vergeet nie tot hierdie week. Want toe die Here vir my sê, daar is nie 'n môre nie, toe dink ek, Here, hoe gaan ek dit vir hulle sê, en die man en mense gaan stres, as daar nie 'n môre is nie. Die Here sê vir my, sê vir hulle, daar is nie 'n môre nie. Weet jy wat skryf ek? Wat van, as daar, want ek wil myself cover. Nou moet ek dit vanmôre bely, en ek moet vir jou sê, God het vir my gesê, daar is nie 'n môre nie. Weet jy wat, ek kyk ook nie na die nuus, kyk glad die nuus nie.
Ek kyk nie TV nie. Ek kyk nie na die goed, daar's hier en daar goed wat ek kyk, maar ek kyk nie na hierdie goed wat mens, want ek wil nie my gedagtes beïnvloed, besoedel, sodat dit ergens my thoughts in die prediking kan ingewerk word nie. Ek hou my aandag op die woord van God, sodat ek kan sê, so sê die Here. Kom gou. Het iets agter gesê, wat vir my nou nogal interessant was, iets wat julle gesê het wat July gebeur, Augustus, September, Oktober. Sê net vir hulle vandag, wat is hierdie ding wat nou sy loop? Ons het dis 'n ding wat op Facebook was, wat daar boven staan lead. Dis basies wat die wêreld of die organisasie, wêreldorganisasie beplan vir die res van die jaar. En ek dink Junie hierdie coronavirus begin, so hulle, ek dink gesê hierdie maand is daar virus, dan is daar Android of iets wat die aarde gaan tref, en nou vir September, Oktober maand, gaan die Android wees, maar vir September maand sê hulle dat daar 'n alien invasion gaan wees. Dis wat hulle beplan, so dis wat hulle jou gaan wys op Facebook. Al hierdie goed, en ons wat na die alien invasion is daar weer Oktober en November gaan daar weer 'n pandemie wees volgens hulle. So dis alles wat die wêreld jou wil wys, om jou bang te maak. Dis nie van God af nie, maar dis om jou te wys om jou die vrees te wys, want al die oorsprong kom uit vrees uit dit wat die Satan wil wys. Die Bybel sê hy loop rond soos 'n blinde leeu. Hy is nie 'n leeu, maar hy loop rond soos 'n blinde leeu, so hy wil die vrees in mense skep. En die ding wat interessant is, ons praat oor die alien invasion, en hy sê 'n jaar terug het ons gehoor dat daar gesê word dat sou die wegraping plaasvind, wat gaan die wêreld se antwoord wees? Hulle gaan sê dat aliens het die mense weg. So dit is waarmee hulle besig is om jou te begin brainstorm, om jou te begin vertel, kyk wat ons nou werk, kyk wat het begin, sodat sou die Here ons normaal werk, dat het vir 'n makliker kan wees om ons werk. Ja, dankie. Die president van Ghana het geweier dat hulle sy kerke toemaak. Het het gesê die mense moet bid. Nie baie lang terug het iemand my gesê, op Facebook het hy gesê, Rockefeller het gesê, dat Bill Gates het nie genoeg mense om met sy kind doodgemaak nie, hy gaan 'n kind nou insit. September maand is die loofete fees, met die laaste wassyne. Ek glo met my hele wese, die Here kom ons haal. So as die wêreld sê, die aliens gaan ons vat, ek weet God kom ons haal. Amen. Kom ek bly by my punt. Dinge gaan nie verander nie, dit gaan slegter en slegter word. U wat gedink het, dat dit ons gaan weer vakansie hou by die see, sorry. Daar kom 'n storm en die magnitude daarvan verstaan ons nie, dit gaan 'n baie lang nag wees. Ek wil hê met jouself regkry, kind van die Here, dit gaan 'n baie lang nag wees. En weet jy wat, dit gaan 'n nag van storm wees. En in hierdie storm gaan die Here Jesus ons kom haal, wanneer niemand dit verwag nie. Ons as kinders van die Here gaan nie deur hierdie intensiteit van hierdie storm nie. Amen. Behalwe die wat op pad Gadara toe is. Daar's baie kinders van die Here wat op pad Gadara toe is. Dis hulle wat God nie in gees, ons het nou ons ruk terug oor gepraat, dis hulle wat God nie in gees en in waarheid dien nie. Ergens vorentoe in Openbaring 5 gaan die Here met hulle uitgesort word, dan gaan hulle hemel toe. Maar die bruid van Christus gaan nie deur hierdie storm nie. Ons is op die water, ons lewensoseaan van ons lewe, daar is geen turning back nie. Ons is op pad na die ander kant toe, paradys toe, beloofde land, hemel toe, ons ewige tuiste, tensy jy van koers af gedryf word. Weet jy wat, kind van die Here, dis jou keuse, ek gaan nou nie meer praat oor.
terwyl ons op hierdie storm is, die winde wat waai, moet jy oppas dat jy nie deur die winde van koers af gewaai word nie. Want jy gaan by gedare uitspoel. Hierdie vroeë aand gaan nag word, donker word, baie donker word, baie vinnig. Desember maand het ons die sonsondergang ingroei na 2020 toe en ons het gesê, dit gaan 'n goeie jaar wees. Onthou julle dit? Ek het so gesê. Ek het gesê dit gaan 'n great jaar wees, alweer ons gaan hierdie jaar gaan ek geld maak. Toe was die oseaan stil. Min het ek gedink, die son het gesak. Min het ek besef, ons is besig om nou in hierdie stil water, September maand preek ek oor Piet Paulus, wat ook op hierdie stil water aan die kant toe gaan, Rome toe gegaan het. 'n Ligte briesie het deur ons hare gewaai toe ons mooi hawens verlaat en begin roei na die ander kant. Min het ons besef hoe vinnig dinge sou verander. Het jy gedink? Hoeveel maande is ons nou in hierdie lockdown? 4 maande. Ek sou dit Januarie nie kon imagine nie. Ek kon nie imagine met my wydste, wildste verbeelding dat ons sou sit waar ons sou sit nie. Ek het eenmôre hier so 'n paar maande terug, net voor die lockdown toe ek vreeslik baie te jap oor die kerke in Engeland, wat almal toe is die volgende Sondag toe is al die kerke toe. Maar net ek besef waar ons gaan ingaan. Hoe skielik die wind begin opsteek en die donker wolke op die horison saamgepak het, die weerlig en die golwe wat groter en groter geword het, en dit baie donker geword. Kom ek vir julle sê, daar is 'n verskil om op stormwater te wees in die dag en 'n verskil om op stormwater te wees in die nag. Ek kyk so once in a while hierdie Deadliest Catch waar hulle krappe vang. En ek sien daai storms wat daar ons deurgaan om krappe uit te haal. Weet jy wat, kind van die Here, nie u of ek wil op daai see wees nie. Kan nie. Ek wil nie. Dis stormseisoen. Ek sien daar's nou weer 'n siklone verdink daar by Florida dink ek somewhere. Dis stormseisoen. Luister vir my kind van die Here, it's not going away. En ek weet jy sit met baie vrae in jou kop. Dis van jy met klas sit en worry, as Boet gesê het, daar gaan nie 'n môre wees nie. Luister vir my, dat gaan nie wees nie. Jy moet in hierdie tydjie, terwyl jy roei, ons gaan daaroor praat, terwyl jy water in jou boot skep, en al hierdie ding om jou gebeur, hierdie gevoel om jou lewe, sal jy moet baie seker maak, dat Jesus in jou boot is. Hierdie dag is verby, moes ons geluister het, na die prediking van die meester, moes ons geleer het wie Jesus is, en sy abilities, ons moes geleer het, hy is Immanuel, God met ons. Ons moes in hierdie dag wat verby is, geëkoop geword het, om in die nag te roei. Is jy geëkoop, om in die nag te roei? Ek weet nie of ek is nie. Het is makkelijk om te sê, ja, want ek pastoor. Want julle moet maak soos ek maak. Is jy geëkoop om in stormwater te roei? Het jy dit geleer in die gunstige tye toe alles
kwaai was, toe ons op die strand was, toe ons na die woord van God geluister het, toe hy my probeer oop het, toe hy my probeer leer het wie hy is. Wie wat maak die roei moeilik? Ek is nie alleen in die boot nie. My vrou is daar, my kinders is daar, my kleinkinders is daar, en ek moet roei. En dan kom sê jy dan, Boet Snyman, dit gaan die dag word nie, wat gaan met my gebeur, voor ek by die ander kant kom? Wat ek vanmorgen vir jou sê, kind van die Here, is, dit wat ons moes gedoen het, moes klaar gedoen gewees het. My vertroue moes reeds 'n plek gewees het. Jy sien, ons kon nie verstaan, hoekom die pastoor preek oor geloof nie. Wat is die storie? Maar dan gaan 'n nag kom op die stormwater. En dan moet ek weet dat dit wat ek geleer het, dit wat God se woord my geleer het, kan ek op vashou. Die Here praat nou die dag my, sê vir my, Petrus op die water. Hy het nie op die water geloop nie. Hy het op die woord geloop. Want die Here het vir ons vir hom gesê, wat het hy gesê? Kom. Toe klim hy die geloof uit en hy begin op die woord, kom, loop. En die oomblik toe hy sy oë wegdraai en hy sien die storm, toe wat gebeur? Toe val hy van die woord af. Ons het geleer, hy is Immanuel, God met ons. Daar is nie 'n skrif ergens vir het vervang wat sê, dat wanneer die storm kom, gaan ek pad gee om te kyk, wat doen jy nie? Die storm wat kom, gaan jy op jouself konsentreer om te survive, om water uit die boot te skep, rigting te hou. Daar gaan nie tyd wees verander nie. Dit gaan oor oorlewing. Ons is op die water en ons kan nie terug land toe gaan om iets te gaan doen nie. Dis te laat. Dis verby. As jy die manne gemis het, moet nie die kwartels mis nie. Weer vir jou sê, as jy die manne gemis het, met ander woorde, as jy nie vroeg opgestaan het, en dit gaan haal het wat God vir jou gegee het, jy moet nie die kwartels mis vanaand nie. Speel vir my song, asseblief. Ek bly, jy moet bidend wees, ek bly na jy song luister. Sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. She lost in peaceful dreams, so I turn out the light, let her in dark. And the thought crosses my mind, if I'm not awake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, well, you know how much I
Is mense vandag in die wêreld wat alleen is, omdat iemand nie iets genoeg gesê het nie. Ons het nagelaat om te sê ek is lief vir jou. Ek het nagelaat om te vra, hoe gaan dit met jou? Weet jy wat kind van die Here? Ons laat na om vir die Here te sê, how much I love you. Ons laat na om te sê, how much I care for you. Ons het vergeet wat het is om verlief te wees. En weet jy wat? Ek kan myself nie imagine in hierdie wêreld sonder Christus nie. Ek kan my in hierdie wêreld nie imagine sonder beset nie. Van hierdie vandag, vir een wat jy moet sê, jy is lief, dit net weer sê. Vir die een vir wie jy omgee, net weer een keer sê, weet jy wat, ek gee vir jou om, is jy alright? En wanneer jy dit klaar gedoen het, is die Here die geweet, hoe lief jy het. Wim Kosman. Ek weet, soos kan hy songe heel middag sit te luister, Wim, kom. Ek wil hê dat jy net vir 'n oomblik van tyd maak vir dit. Miskien is daai geliefde nie hier nie, maar as jy by die huis kom of whatever. Het ek genoeg vir die Here gesê om te kom? Maar jy sien, kind van die Here, hierdie storm wat om my woed, hierdie storm in my lewe maak dat ek sekere dinge vergeet wat ek wil survive. Ek is besig om water te skep. Ek is besig om in hierdie donker wolke te probeer rigting kry, want ek weet nie waar gaan ek heen nie. En deur dit dan laat ek na om te doen wat ek moet doen. Ons het te min, luister vir my, ons het te min in ons lewe gesê, ek waardeer jou. Ek het te min gesê, ek het jou lief. Ek het te min vir God gesê, is die minnaar van my siel. Ek het te min gesê. Hulle vertel, nee, ek het het gesien, jare terug doen ons huisbesoek, ek en pastoor Wynand hier in Dinkpel Villas, toe hulle nog aan die kant was. En ons kom in 'n ou huisie, hulle is baie arm mense, ons sit op sulke kratte, ons drink swaar koffie uit stukke bekers. En in hulle huis hang 2 portrette langs mekaar, presies dieselfde toneel. 'n Man wat in 'n bootjie staan in 'n ewige storm. En hierdie kant identies dieselfde. Die mannetjie op hierdie boot is in 'n toestand. En die mannetjie in hierdie boot staan met 'n smile op sy gesig. En onderaan staan in you Christ. Weet jy wat, jou storm is dalk erg. Jou storm is dalk voel vir jou, jy kan nie verder nie, wil vir jou sê, kind van God, jy moet vashou. Jy moet vashou want Jesus kom. Maar terwyl hierdie ou bootjie, terwyl hy dan nog so bietjie tyd is, want ons weet nie wanneer kom hy, gaan dit middernag wees of môreoggend baie vroeg voor die son opkom nie. Maar kom ons gebruik hierdie tyd in plaas van om water uit te skep, te weet hy's in die boot en om te verheerlik omdat hy die storm kan stil maak. Daar's 2 dinge wat ek jou huis toe stuur. Gaan sê vir jou mense, jy waardeer hulle en jy is lief vir hulle.
Sê vir die Here, op net as die minnaar van jou siel. Terwyl die musiek saggies speel, wat moet jy daai woorde reg? Nee. Ek wil net saggies speel, ek wil hê dat net daar waar jy sit. Net daar waar jy sit. As jy ons vra soos ek vra, gee my meer liefde. Dat ek weer sal sê, ek is lief vir jou. Ek waardeer jou, Here. Ek is lief vir u. Ek waardeer u, staan saam met my voetjies.